Goeiedag almal, ons het gister gesels oor die eerste gedeelte van Romeine 12 vers 11 en ons het gesien wat sê die Here daar vir ons. Moenie traag en lui, iemand wat niks omgee en niks wil doen nie, iemand wat lusteloos, louwarm en onverskillig by jou werk wees nie. Die Here praat verder in hierdie vers met ons en hy sê hy verwag van ons as sy kinders om absoluut die teenoorgestelde hiervan te wees. Luister net wat sê hy daar, Romeine 12 vers 11. Wees vurig van gees. Nou die woordjie vurig wat hier gebruik word is zeho in Grieks, wat oorspronklik beteken het om te kook. En in hierdie konteks iets wat hier binne jou aan die brand is, dit kook. Dit skil hierdie prentjie van 'n persoon wat voortdurend so entoesiasties oor sy werk is, dat hy skaars sy opgewondenheid kan inhou. Zeho in hierdie vers is daardie voortdurende ywer en entoesiasme, wat binne in hierdie persoon kook en uitborrel in alles wat hy doen. Hierdie opdrag van die Here sê, wees vurig van gees. En die woord gees in hierdie vers verwys nie dat die Heilige Gees nie. Dit dui op jou houding, jou attitude in dit wat jy doen, jou houding in hoe jy jou werk doen. Jy weet, 'n kind van die Here moet sy karakter openbaar deur alles, veral sy werk, om dit verantwoordelik, doelgerig, opgewonde, entoesiasties en deeglik te doen. Hier is geen uitsonderings in hierdie vers nie. Maak nie vir wie jy werk en hoe hulle jou behandel nie. Maak nie saak hoe hulle jou onderdruk nie. Die Here sê vir jou, moenie louwarm wees nie. Wees vurig van gees. Jou houding moet almal verbaas laat staan. Nou met al die Griekse woorde en verklaringe kan hierdie vers soos volg lees. Romeine 12 vers 11. As jy werklik die begeerte het om dienaar van die Here te wees, wat blydskap in sy hart meebring, doen dan jou werk soos volg. Moenie traag, lui, onverskillig, lusteloos en louwarm wees nie. Ontwikkel eerder 'n houding en 'n gesindheid van uitnemendheid en doen jou werk verantwoordelik, entoesiasties, toegewyd, vurig, ywerig, konsekwent en met erns. Weereens wil ek sê, hierdie vers maak geen uitsonderings nie. Hy gaan nie en sê, man, as jy lekker werk nie, of as jy vir 'n goeie baas werk nie, of as jy vir 'n goeie onderneming werk nie. Hy sê, waar jy ook al werk, vir wie jy ook al werk, daar waar jy jou salaris verdien, sê die Here, almal wat na jou kyk, wat sien hulle? Ag Here, help ons om ons gesindheid te verander, ons houding, ons attitude by ons werksplek, by ons besigheid. Ag Here, oral waar ons ook al beweeg. Dankie daarvoor. Amen.